En hoe hy alles bymekaar maak vir ons vanoggend. Voordat ons begin, het julle donker brille gebring? Ok, as jy nie gebring het nie, ek het so 1 of 2 dae, ek dink my man het my net ook gou ene gee asseblief, ek het vergeet om te gaan haal. Het iemand dalk 'n donkerbril nodig? Baie dankie my wok. Daar sê, jy hoef nie nou al aan te sit nie, hou hom net daar vas in jou hand. Ek wil begin vanoggend deur te sê, kan jy onthou toe jy klein was? En die meeste van hierdie goeders was iets wat jou ma sou gesê het, nie sommer jou pa nie. En jou ma het vir jou gesê, as jy nie nou ophuil nie, dan gee ek jou iets om oor te huil. Wie se ma het dit vir hulle gesê nie? Ek dink ons almal, nee. Of sy het vir jou gesê, wag net tot ons by die huis kom. Jy kan maar so goed as moontlik gewees het, jy kan so stil as wat jy kon gaan sit het, maar as sy eers vir jou gekyk het met haar oë en gesê het, wag tot ons by die huis kom. Of wag tot jou pa by die huis kom. Wat 'n vrees het jy nie die hele dag nie, want jy moet wag tot die aand wat jou pa by die huis kom en dan gaan hy vir jou 'n pak slaag gee. En as sy vir jou iets gesê het en jy waag dit om te sê, maar hoekom? Wat was haar antwoord? Want dit is wat ek sê, dis hoekom. Dis hoekom jy moet doen wat ek sê, want dis wat ek sê. En haar woord was wet gewees. Ek onthou, as jy nou 'n tiener geword het en jy begin so 'n bietjie cheeky raak, dan wil jy mos jou gesig so 'n bietjie trek of sulke goeters. As jy sê, vir wie trek jy daai gesig? Vir wie dink jy doen jy daai? Ek kan onthou, ek het eendag stap 'n kamer toe en ek wil so 'n bietjie my wip en ek maak haar kamer deur so klein bietjie taart toe. Joh, maar dis die vinnigste wat jy daar uit is en sê, dit was 'n ongeluk, was die wind, dit was nie ek nie. En as jy kom soek sy vir jou, nee. Hulle het bygelowe ook gehad. My ma byvoorbeeld het geglo, al het jy nie water nie, al kamp jy, al is jy waar ook al, maar jou voete is die ding wat jy was voor jy in die bed klim. Ten minste met jou voete gewas gewees het op watter manier ook al, of afgevee voor jy in die bed klim. En ek hoop nou nie my ma kyk hierdie video nie, want my ma het ook altyd gesê, jy gaan slaap met stikkende onderklere nie. Just in case jy hospitaal toe moet gaan in die aande. Ek was nou nog my voete voor ek gaan slaap. Maak as ek waar ek is nie, as ek nie water het nie, of ons kamp, en daar is om een of ander rede, jy het nie nou, maar my voete, die vee ek af, want dit het by my gebly. Hoeveel van die gesegdes en die gewoontes wat ons kan onthou, beoefen ons dalk nie nog self vandag nie, of het steek by jou vas. Ek weet, hulle het ook al gesê, as jy jou gesig so trek en die klok slaan 12, dan bly jy so staan. So joh, jy worry oor daai gesig wat jy trek, nee, want net ingeval hy so gaan bly staan. Goed wat jy op daai ouderdom gehoor het, party van die goed het vir jou sin gemaak. Jy het dit geglo, jy het dit aanvaar, dat dit is die waarheid, nee. Nou dat jy ouer geword het, nou weet jy, dit is nie heeltemal waar nie, dit is nie rarig wat gaan gebeur nie, die klok kan maar 12 slaan, jy gaan nie 'n skeel gesig hê noodwendig van dit nie, nee. As jy nou jou donkerbril het, dan gaan ek nou vra, sit hom op. Hoe lyk dit nou vir jou hier in die kerk? Baie donker, nee. Jou oë vat nou so 'n bietjie om dit gewoon te raak en te fokus. Jy sien nie alles so duidelik nie. Maar gee kans, het gaan nou adjust. En dan gaan jy begin voel, jy raak dit nou gewoon, moet hom nog nie afhaal nie. Hou hom aan. Hy gaan nou fokus. En as jy nou so om jou gou vinnig kyk, dan sien jy,
jy is daarom nou nie die enigste Bobbejaan wat vanoggend 'n donker bril in die kerk aan het nie. Wie's ander wat saam met jou sit en 'n donker bril aan het, nee. Dan voel jy nie so sleg nie. Kan jy voel, jou oë voel nou al meer gewoond daaraan? Is dit reg? Ja, jou oë voel dit nou al baie meer gewoond. Wat is die doel van wat ek vir jou wil sê met dit? Dit is presies dieselfde in jou geestelike en fisiese lewe. Gebeur met 'n mens. Baie van ons kyk vandag nog na God, na onsself en na ander mense deur dieselfde ou bekende donker bril. Dinge wat ons geleer het uit ons kinderdae. 'n Bril van verkeerde idees, van seer, tradisie en selfs skuldgevoelens wat ons opsit. Vanoggend dink ek is 'n uitsonderlike oggend. Vanoggend is die Here hier en hy wil vir jou sê, dit is tyd om daai bril af te haal. Hy sê, haal af hierdie bril wat jy saam met jou dra van seer, van verkeerde idees, van skuldgevoelens. Haal af jou bril. Haal af jou bril. Nou voel jy, ek moet nou weer fokus, my oë moet dit nou weer gewoond raak. Maar dit is baie lekkerder as om met 'n donker bril aan te sit. Die lig breek vir jou deur. Jy sien alles baie helderder en jy sien dit kleur en beter. Vanoggend is dit jou geleentheid, net soos dit Judy se geleentheid was om te kon getuig. Terwyl ons gesing het, het hulle die grond al voorberei, toe pastoor bid. Alles vanoggend het vir jou die geleentheid geskep om te sê vanoggend is jou oggend. Vanoggend is jou geleentheid. As jy 'n donkerbril van jou verlede saam met jou dra, dan wil ek vir jou sê jy hoef nie. Jy hoef nie in die tronk te sit van jou verlede nie. Jy is nie 'n produk van jou verlede nie. Jy hoef nie daar vas te haak in jou verlede nie. Jy hoef nie te dink, that's the place where I need to reside nie. Die Here het soveel meer in stoor vir jou. So my eerste gedagte wat ek met jou wil deel is, gaan oor jou verlede. Baie van ons dra 'n donker bril van wat gekleur is deur ons verlede. Ons kyk deur 'n lens van pyn, van foute, mislukkings, verwerping, en dan wonder ons hoekom kan ons nie so mooi sien nie. Dit lyk so waserig om jou. Soms dan wonder ons, wanneer breek die lig vir my ook deur? Maar as jy vassit in jou verlede en jy bly daai donker bril aanhou, dan gaan dinge vir jou altyd waserig lyk en blurry wees. En jy gaan nie die lig sien deurbreek nie. Wanneer jy die bril van jou verlede afhaal, begin jy sien dat jy 'n stem het in jou bestemming. Jy is nie vasgevang in jou storie, jou ou storie. Onthou 'n verlede tyd is iets wat reeds gebeur het, dis 'n ou storie. Jy hoef nie daar te wees nie. Jy is besig met 'n nuwe hoofstuk saam met God. En hy is besig om vir jou 'n nuwe storie te skryf. Soms glo ons dat net dood eenvoudig dit nie moontlik is nie. Jy kan hoe lank in die kerk sit. Ons kan al hierdie liedjies gesing het vanoggend. God is so good. The goodness of God is running after me. Al daai dinge. Maar jy sit vas in die verlede. Dan beteken daai vir jou niks. Want daar's nie bevryding daarin nie. Want iemand het iewers te vir jou gesê, jy is die produk van jou verlede. En wil jou daar in daai tronk hou. Soms glo ons dat dit is wat God oor ons sê. Maar in sy woord sê hy die volgende: ek maak alles nuut. Openbaring 21, 4-5. Judy sê God is 'n waarmaker van sy woord. Jy kan hom vertrou en hom op sy woord vat. As hy vir jou sê ek het alles nuut gemaak, het hy alles nuut gemaak. 2 Korintiërs 5:17-18 sê, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Nie miskien nie dalk nie, jy is
'n nuwe mens. Die ou is verby. Die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God alleen. Hy wil vir jou 'n toekoms gee, 'n hoopvolle toekoms. Jy is 'n nuwe mens, jy's 'n gewederbare mens. Max Lucado sê, the past does not have to be your prison. You have a voice in your destiny. You have a say in your life. You have a choice in the path you take. Ander het dalk in jou verlede vir jou besluit. Jou ma het gesê, want dit is wat ek sê. Jy sal broccoli eet, of jy wou of nie. Iemand het vir jou besluit. Iemand het jou dalk seer gemaak. Daar het goeders met jou gebeur, waaroor jy nie 'n keuse gehad het nie. Maar moenie dat iemand vir jou laat glo, dat jy is 'n produk van jou verlede nie. Die oue is verby, alles is die werk van God, en hy gee vir jou 'n nuwe lewe. Groei beteken om iets te ontleer. Om geestelik volwasse te word beteken nie net om meer te weet nie, dit beteken om party dinge wat oud is af te leer. Daar's geen groei as jy vashou aan die ou nie. Niks nie. Die Samaritaanse vrou in Johannes 4 het vasgehou aan 'n idee. Sy het vir Jesus by die put kom sê, ons aanbid hier, julle aanbid daar. Wat het Jesus al geleer? Het gaan nie oor 'n plek nie. Jesus bring 'n nuwe lens. Hy sê vir haar, aanbidding is nie oor 'n plek nie. Dit is oor perspektief. Dit is hoe jy kyk na iets. Dit gaan oor in gees en in waarheid aanbid ons. Dit gaan nie oor die plek nie. Hy gee vir haar 'n nuwe lens van openbaring. Wat het sy gedoen met dit? Het sy dit gevat en gesê, dit klink soos 'n good idea? Sy het dit gevat en sy word 'n sendeling, die eerste sendeling. Sy vat dit terug na haar dorp en sy sê, hier is die goeie nuus wat ek vir jou wil gee. Kom hoor wat sê hierdie man, en kom drink van die water wat vir jou lewe gaan gee. Daar's 'n tyd dat God vir ons sê, my kind, jy moet nou hierdie manier van kyk laat gaan. Haal af jou donkerbril, wat jy sien my nie meer duidelik daar agter. Soms sit ons baie lank al in die kerk. Oish, maar ons het hierdie aan. Ons hoor nie wat God vir ons sê nie. Ons is nie besig om vorentoe te gaan nie, want jy het hierdie aan. Alles om jou lyk donker. Alles lyk vir jou murkierig en geblur. En hy sê, as jy gewederbaar is, hoor wat wil ek vanoggend vir jou sê. Kom duidelik, haal af die ou manier van lewe en doen. Ek het 'n beter en 'n nuwe manier. Luister net my. It is hard to grow your faith inside your comfort zone of what you have been taught or believed to be true. God sê vanoggend, laat gaan van dit. Laat gaan van dit. Ek is 'n redelike visuele mens. En ek het 'n donker bril hier vanoggend en nou gaan ek vir jou dans. Ek wil vir jou verduidelik hoe dans ons saam met God en op die maat van sy ritme in ons lewe. Soek na die maat van God se musiek in jou lewe. Dans met hom in 'n dans van harmonie. Maar dit begin so. Ek en my man, ons is nie goed met dans nie. Verseker nie vas dans nie. Want hy gaan so en ek gaan so. En ek weet nie van two-step nie en hy weet 'n klein bietjie van two-step. En dan moet ons hier, dit is altyd chaos. Ons is nie goed daarmee nie. En ons stoei ook altyd van wie gaan nou lei, want die een wil two-step die kant toe nie, ander een gaan weer daai kant toe. Ons is besig om regtig net te lyk soos twee afkophoenders wat nie weet waarheen ons op pad is nie. Een trek die kant toe en die ander een trek daai kant toe. Maar as jy vanoggend in harmonie saam met God dans, dan is dit nie, en ek het aan hierdie voorbeeld gedink,
Dan gaan ek julle nou sê hoe oud ek is, nee. Ek kan onthou toe ons groot geword het ons in die huis geluister na Creedence Clearwater Revival en na Elvis Presley en dan het ek en my vriendin ge-go-go. Weet julle hoe's go-go? Dis woes, nee. Jou arms gaan en jou lyf gaan en alles. En is 'n baie losstans en jou kop beweeg ook nou nog. Jy's besig om net woes te wees. Maar hierdie maat van dans saam met God is die volgende een. Jy gaan en jy sit jou kop naby aan sy hart. Naby aan sy oor. En die jong mense gaan sê, o, dis boring hierdie dans. Maar dis 'n mooi, grasieuse dans. In 'n ritme met mekaar. Want as jy luister na God se stem, dan gaan jy nie stoei met hom nie. Jy gaan nie een kant wil gaan en hy gaan na 'n ander kant nie. Wanneer jy hier is en jy's naby hom, dan hoor jy presies wat die ritme van sy hart. Jy hoor presies wat is dit wat hy sê. Wat is dit wat hy wil doen? En hy sê, kom my kind, hierdie kant toe. En dan begin dit die mooiste dans word. En dit lyk vloeiend. En is sonder hinkepinke. En dit is nie 'n dwarstrekkery nie. En dit word 'n mooi maat van 'n dans. En dit bring iets in jou hart en ook op. En is vir jou lekker om in harmonie met God saam te dans. Hy wil vanoggend vir jou sê, moenie met my stoei nie. Kom net en gee oor. En kom dans saam met my. In Johannes 4 is Jesus in die graf, maar hy het nou al opgestaan. Petrus en Johannes hardloop. En Johannes hardloop vinniger as Petrus en hy kom eerste by die graf. Dis ek reg. En hy staan en hy kyk en ek dink die woord sê toe hy sien Jesus is nie daar nie, het hy dadelik geglo. Petrus kom daar, maar hy's curious, hy's nuuskierig, hy wil kom ondersoek instel. Ek wil vanoggend vir jou sê, en ek gaan dit vir jou lees soos wat hulle dit in die Passion Translation sê, dat ons moenie uit curiosity na Jesus toe hardloop nie, maar uit liefde uit. Liefde om te sien wat is dit wat hy vir ons het in stoor, om sy krag, sy opstandingskrag in ons lewe te ervaar en te sien ook. Nuuskierigheid gaan jou net so ver bring, maar liefde gaan jou eindtyd vat. Want jy het God lief met jou hele hart en jy wil hom gehoorsaam. As jy en God saam in harmonie beweeg en dans, maar jy hou 'n bril op, dan gaan jy nie hoor wat hy sê nie. En jy gaan nie weet wat 'n kant om te gaan nie. Haal hy bril af. En dan word dit 'n dans van geloof. Ek glo en ek vertrou hom, want ek sit my hand in sy hand en sê, be the leading man, met alle respek gesê. En lei my waar u wil hê ek moet gaan. As Judy nie geglo het en nie geloof gehad het nie, kon sy haar hand in God se hand gesit het en gesê het, Here, wek my kind op, ek glo jy kan dit doen. Dis wat geloof doen. Jy kan nie sy ritme hoor as jy nog 'n bril van afstand en vrees en jou eie wil het nie. Om met God te dans beteken jy moet naby aan hom wees, sy hartklop in 'n ritme voel. Ons kan hom nie lief hê van 'n afstand nie en ook nie met 'n donker bril aan nie. Die lied van Betty Milder kom by my op, wat sy sing en sy sê, from a distance, God is watching us. Hoe verkeerd is dit nie? God is nie 'n afstand God nie. Hy's 'n naby God. Hy hou ons glad nie dop van 'n afstand af nie. Hy's betrokke in ons lewe. Hy weet alles wat in ons lewe gebeur. He's a good Father. And his goodness is running after me every day, everywhere I go. Hoe kan hy 'n afstandsgod wees? Maar hy vra vanoggend vir jou presies dieselfde ding. Ek nader tot jou. Moenie jou afstand van my hou nie. Want daar is ook 'n manier van dans, nê? Ons kan so ver van mekaar staan of ons kan naby aan mekaar wees. Hy sê,
Maak die afstand tussen my en jou minder, sodat jy kan hoor wat ek sê. Ons God is hier by ons, hy's 'n goeie Vader. Hy's nie 'n afwesige Vader nie. Hy's nie 'n afstandsvader nie. Hy's nie onbetrokke nie. En hy ken alles omtrent ons. En hy wil vir ons die beste gee. Maak oop jou oë, haal af die bril. Maak oop jou hart. En hoor duidelik hoe sê hy vir jou vanoggend, ek het jou lief. Ek het jou lief. Hier in jou oor, kom hy vanoggend en hy sê vir jou, ek het jou lief. Love will always outrun curiosity. Some are simply curious to know Jesus, but we must be those who are passionate to experience His love and power. Wees passievol oor God. Wees passievol dat die Here kom en hierdie geloof van ons, ek wil sê warm maak. Vuur in ons sit. Ons praise and worship vanoggend, praise and worship verlede week, God ontmoet ons hier op 'n plek en hy maak ons passievol. Hy maak ons opgewonde. Laat ons daai vuur aandra, oordra. Sit die woord van waarheid op, dis jou nuwe lens. Wat is die woord van waarheid? Dis die woord van waarheid. Lees die woord van waarheid met 'n nuwe lens op. Lees die woord van waarheid om te verstaan, jou hart te bære en daarmee iets te doen. Dit nie net te hoor nie en dit klink vir jou goed nie, maar ons moet iets doen met die woord van waarheid. Wanneer jy die woord van God toelaat om jou bril te word, verander alles. Jy sien mense deur 'n ander lens, deur 'n lens van genade, nie oordeel nie. Jy sien jouself deur die lens van vergifnis en nie skuld nie. Jy sien jou toekoms deur hoop en nie vrees nie. Jy is 'n produk van twee mense hier op aarde wat besluit het om 'n kind te hê. Jy dra hulle DNA in jou. Jy gaan of soos jou ma lyk of soos jou pa of 'n kombinasie van die twee. Maar iewers te gaan mense sien, dis my ma en pa in hierdie lewe, want jy gaan lyk soos hulle. Jy gaan gewoontes hê soos hulle, want jy het groot geword in hulle huis. My ma is pynlik netjies, regtig, pynlik netjies. Ons mag nie as kinders op haar bed gesit het nie. As jy dit gewaag het, het jy so op die punt gaan sit, en jy het hom vinnig weer reg getrek, want sy het dit nie eintlik geduld nie. Sy hou nog steeds nie daarvan nie. Ons kuier verlede jaar Desember daar, en ons is 'n klomp mense in haar woonstel in die aftreeoord, en ek waag dit om nie 'n stoel vir myself te gaan haal en ek gaan sit op die punt van die bed. Sy het seker 4 keer vir my gesê, wil jy nie op 'n stoel sit nie? Moet ek nie 'n stoel gaan haal nie? En ek het besef, dit irriteer haar, dit is nie vir haar lekker nie. Maar ek het choopstoel bly sit, hoe oud is ek nou al, nie? Ek het choopstoel op die punt van die bed gesit, ek opstaan te trek, ek kom reg. Ek was baie netjies in my huis gewees, en ek trou met iemand wat sê, dis nie 'n hotel nie, dis 'n huis. Ons krap ons bed om. En dis okay, my kinders mag spring op my bed, my kleinkinders mag gespring het op my bed, en dis okay. Het ek iets geontleer wat ek in die huis geleer het? Maar het ek die goeie behou? Ja, ek weet nog steeds ons huis moet netjies wees en skoon wees en al die klas van goeders. Maar ek het verander in sekere opsigte rondom dit. Maar ek lyk nog steeds soos my ma. En hoe ouer ek word, al hoe meer. En sorry vir julle, maar as jy ooit gedink het jy skyp jou ma, jy gaan nie, Mariska, ons lyk soos ons ma's. En hoe ouer ons word, lyk ons al hoe meer soos hulle. Hulle sê ook, hoe ouer jy word, jy gaan jou ma een of ander tyd quote. Ek het nou reg gesê, toe ek vir iemand sê, Sies, hoekom doen jy dit? Toe sien ek my ma en ek hoor my ma. Sy het presies gewys het wat sy sê, Sies, hoekom doen jy dit? Ons is ons ouers se kinders. Maar meer is dit, as jy geweet het waar is vanoggend, wil ek vir jou sê, het iemand anders se DNA in jou. God. Jy lyk nog soos jou ma en jou pa, maar nou
verander jou gewoontes. Want God se DNA bepaal wat jy doen, wat jy sê en wie jy is. Want jy's 'n nuwe skepsel. Alles het nuut geword. Alles het nuut geword. Hy is jou pa. Hy is die een wat bepaal hoe ons dink, praat, doen, voel oor dinge nou. Nie meer my ma nie. Ek is baie lief vir haar, baie dankbaar vir die lewe. Ek het nou vir Mersha gesê, die opofferings wat hulle gemaak het vir ons. Ek kan onthou toe ek en pastoor vry na mekaar, dan wil ek nie by die huis op die telefoon praat nie, want my broer is altyd besig om te luister as ons praat. Dan ry my ma met my na die tikkiebox toe. En dan bel ek vir pastoor en hy bel my terug. Dan sit ek vir 'n uur daar op die vloer in die tikkiebox en gesels met hom en my ma sit geduldig in die kar en wag tot ek klaar is. Wat 'n goeie ma is dit nie, om so ietsie te gedoen het. Nooit gekla daaroor nie, nooit gesê, nee, dit kan nie so wees nie. Maar God, weet ek nou, is nog meer geduldig met my. Maar daar kom 'n tyd wat hy sê, genoeg nou. Haal af hierdie bril. Leer, beweeg aan. Wees wie ek wil hê jy moet wees. Bereik jou purpose en jou doel. Maar jy kan dit nie doen as jy hierdie bril bly aansit nie, of hom aanhou nie. Weet wat dit is wat hy wil hê jy moet wees, en gaan voluit daarvoor. Hy wil hê ons moet disipelmakers wees. Hy wil hê ons moet ywerig wees vir die woord van God. Hy wil hê ons moet ywerig wees vir ander mense, dat ons moet meer omgee oor ander as oor onsself. Daar's soveel dinge wat hy vir ons sê in die woord. Haal af die bril wat vir jou die teenoorgestelde wil sê. Jou ouers, mense om jou, jou vriende. Ek luister hoe die kinders praat. Jean sê gisterand weer die woord flex. Is nou nie dat ek flex nie. Dan dink ek, wat beteken dit? Beteken dit show beteken wat is jou vibe? Do you get me? Do you get me vanoggend? Verstaan julle wat ek probeer vir julle sê? Verstaan julle wat God besig is om vir jou te sê? Kom ons leer nie gewoontes aan wat vir ons geen waarde het nie, en vir ons niks beteken nie. Kom ons leer die waardes en die gewoontes aan wat hy vir ons gee uit sy woord uit. Jy kan alles aanleer, afleer. Daar's 'n gesegde wat sê, you cannot teach an old dog new tricks. Mythbuster. Dis onwaar. Dis onwaar. Jy kies of jy iets nuuts wil leer of nie. Jy maak 'n besluit daaroor. Maar dis onwaar. Kan julle onthou, pastoor het gesê, as hy ons hoor, hy sê die woord, wat ook al, dan moet ons vir hom sê, hy het 'n slegte gewoonte aangeleer om na 'n sin te sê, wat ook al. Wie het agterkom verlede week met die preek, die pastoor nie een keer gesê, wat ook al nie. Nie een keer nie. Maar, hy kan nou net so gesê, maar wat ook al, ek het dit nou, dis nou dit, ek sê dit nou. Dis gewoontes wat ons aanleer, en jy kan dit afleer. Ons kan. Jy kan nie vir die res van jou lewe sê, you cannot teach an old dog new tricks. Groei behels ontleer. Once you become a certain age, it is your responsibility to unlearn behaviors that hinder your growth as a person spiritually. Dit is jou verantwoordelikheid en jy kan dit doen. Niemand van ons kan sê, nee, ons kan nie. God sê, kom dans saam met my. Ek skryf 'n nuwe lied vir jou lewe. Dit is alles moontlik. Kyk, alles het nuut geword. Die woord gee jou helderheid. Dis soos om vir die eerste keer skoon lense te kry. Jy sien hoe mooi God se waarheid regtig is. Gister lees ons 'n gedeelte en Melly sê, ons lees dit uit die New Living Translation. Sy sê, hoor hoe mooi sê hy dit hier. Dis wat hy wil hê. Sy woord is nuut en vars elke dag. Dis vars manna elke dag. En hy leer ons iets elke dag. Vat dit en doen iets daarmee. Julle weet ek sê dit en dis my hart, dat tyd is besig om te loop.
En is tyd dat ons wat hier sit in die kerk aflê dit wat ons moet aflê. Dis besig om te veel van ons tyd op te vat. Ons het 'n werk om te doen. Daar's iets wat ons daar buite moet doen. Maar ons kan nie as ons wil vashou in die oue nie. Dis tyd om te vernuwe. Dis tyd om die oue af te lê. Dis tyd om te beweeg in ritme met God se wil vir ons lewe. Christendom beteken om gedurig op pad te wees na hoër en beter geestelike bestemmings. Beweeg vorentoe. Do not reside in the past. Dis nie waar jy moet wees nie. Ons is in die Here. Ons getuienisse moet vars en nuut wees, want die Here doen elke dag vir ons iets nuuts. Hy doen elke dag vir ons iets moois. So my aanmoediging vanoggend is, wat ook al in jou verlede gebeur het, sorg dit nou uit. Vir eens en vir altyd. Raak ontslaaf van dit. Dit hinder jou. Dit maak dat jy nie vorentoe kan gaan. Deel met jou seer. Vat dit na die Vader. Raak ontslaaf van dit. Hy het alles nuut gemaak vir jou. Dis nie 'n lang woord vanoggend nie. Dis wat ek met jou wil los vanoggend. Weet dat sy DNA is in jou. En dat dit alles is moontlik deur hom wat jou liefhet. Ons gaan aansit by die nagmaaltafel en my hart is dat jy sal verstaan dat dit is 'n liefdestafel. Dit is 'n liefdestafel. God het ons so lief. En hy herinner ons vanoggend weer hoe lief hy ons het. Daar's 'n liedjie wat ons gaan vra hulle moet speel. En luister na die woorde, dan sien jy hoe pas dit in by die woord ook vanoggend. En voordat ons aansit by die nagmaaltafel, wil ek gou hê ons met ons oë sluit en ek het 'n gebed wat ek graag wil doen. Ek wil sê, Here, help ons om die donker bril van die verlede en die verkeerde denke af te haal. Leer ons om in U ritme te beweeg, om saam met U te dans, perfek in sink, om met helder oë na U waarheid te kyk. Maak ons harte oop om U naby te sien, en nie deur die lens van vrees of afstand, maar deur die lens van liefde. Daar waar ons nou aan die tafel gaan sit, van herinnering, gee dat ons sal onthou, dat dit is 'n liefdestafel, en dat ons aan U behoort. Dat U alles gedoen het, om ons naby aan U te bring. Gee dat ons dit nie sal versmaai nie, gee dat ons dit nie gering sal ag nie. Gee dat ons sal weet wat dit het U gekos, en laat ons met 'n passievolle antwoord gaan sê, ja Here, hier is ek. Gereed om te groei, gereed om vorentoe te beweeg, gereed om 'n nuwe mens te wees, met ywer, opgewondenheid, om met 'n bril aan te kyk om mense om my, om te sien wie wys U vir my, wat U nader aan U wil hê, en dat U vir my die moed sal gee, om te gaan en te doen dit wat U van ons vra. Here, laat ons nie sal skaam wees vir die evangelie nie, die evangelie van versoening, die evangelie van genade nie. En laat ons sal bereid wees om daai skoene aan te trek en te stap waar U wil hê ons moet stap. U begeerte is dat soveel van die kinders wat nog ver van U is, nader aan U sal beweeg. Gee dat ons haastig sal wees om te groei en agter te laat die dinge van die kind. Die dinge wat ons geglo het as 'n kind, die dinge wat ons vertel was as 'n kind. Laat ons na die waarheid sal soek in die woord en laat ons volwasse sal word, sterk sal word en geestelik sal weet die krag waarmee U ons toerus. En laat ons sal toelaat dat die Heilige Gees ons laat beweeg en met ons lewe doen soos wat U goed dink. En laat ons opgewonde sal wees om te sien waar jy nie ons vat. Soos wat die tyd besig is om aan te beweeg, Here, en ons verstaan ons moet meer dringend word met dit wat U vir ons gee. Here, vra ek dat U hierdie brandende kool weer sal aansteek in ons lewens, dat U ons woorde in ons monde sal reinig,
ons harte sal oopmaak en ons verstand gewillig sal maak om te aanvaar wat U sê oor ons en oor ons lewe. En laat ons sal stap waar U wil hê ons moet stap. In Jesus naam. Amen.